Nou, ons weet almal dat die toutrek een van Suid-Afrika se grootste en mees geliefde sportsoorte is. En wat 'n voorreg om dan met 'n jong span te praat wat hierdie jaar Suid-Afrika in September by die Wêreldkampioenskappe in Mossel Bay gaan verteenwoordig. Ons kyk na die hele span en ons gesels met Wian, Thomas en Morney vanoggend. 'n Goeiemôre julle. Môre. Thomas, hoeveel is in 'n toutrek span? Ons weet nie noodwendig baie van toutrek af nie, so kom ons begin by die span. Hoeveel mense is daar? Hoeveel mense moet julle saam weeg? Want toutrek voel dit mos altyd jy moet gewig agter jou hê. Ja, so ons is 8 mense in 'n span. Dit begin maar by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ons het gewoonlik 1 of 2 reserves en dan ook moet ons span 65 in totaal weeg. Elke span kry of elke persoon in die span kry 'n gewig wat hulle moet weeg en dan word daai gewigte bymekaar bygetel om 65 te weeg. Okay, en sê gou 'n bietjie vir my, net Morney, dalk net vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor die geskiedenis van toutrek. Ek sien dis een van die oudste sportsoorte ter wêreld. Ja, dis een van die oudste sportsoorte ter wêreld. Dit was ook 'n Olimpiese spele gewees, maar dit het nou uitgesterf en raak dit nou 'n World Games. Sjoe, dit is ongelooflik. Wian, wat het toutrek jou geleer? Toutrek, dissipline, respek en spanwerk geleer. Dit hou my dat ek weet ek moet nie alleen werk nie, dat dit is 'n spansport en dat almal se deel moet doen. En dit is 'n belangrike les vir jong mense wat vir hulle sê jy moet nie op jou eie sukses fokus hê en dat alle mense moet werk na gemeenskaplike doel toe. Sjoe, ja. Sê gou nog vir my in terme van die praktiese oefening van toutrek, Thomas, hoeveel ure oefen julle en hoe berei julle voor vir byvoorbeeld dan nou wêreldkampioenskappe? Ja, so ons oefen 2 ure 'n dag vir 4 dae van die week. Dit is wat ons touwerk doen. So ons oefen maar tou, ons doen tegniek en krag en reaksietyd en al sulke goeters. En dan oefen ons ook 1 ure 'n dag vir 4 dae van die week by die gym. Dis nou waar ons meer ons fisiese en bolyf en bene oefen. Morney, hoekom wou jy afrigter word en hoe lank is jy nou al 'n afrigter? Ek is nou al 10 jaar toutrek afrigter. Ek het by verskeie skole en my doel is om die seuns te help of die jeug om 'n goeie toekoms vir hulle te skep en dat hulle baie eienskappe kan leer, veral respek, dissipline en ondersteuning van mekaar. Wian, dit klink vir my tussen gym en klomp ander verskillende goeters is daar baie fasette van toutrek. Watter deel daarvan is vir jou die lekkerste? Ek moet sê, die lekkerste deel van toutrek vir my is die spanwerk en die kameraadskap onder ons. Dat ons kan saamwerk op tou en dat dit gee jou 'n plek waar jy positief kan wees oor dieselfde doel wat jy wil bereik. Ja. En dit is ook 'n plek waar toutrek is 'n plek waar jong mense ook kan geniet, groei en leer dat die harde werk word beloon. Morney, hierdie groep seuns wat daar om jou staan en langs jou sit, wat maak hulle so spesiaal? Hulle werk altyd hard, hulle gee nooit op nie. Hulle glo in mekaar en hulle ondersteun. En elke keer kan hulle bring verskillende sterkpunte na die span en dit vorm saam 'n eenheid vir my. En hulle sit baie in. Hulle offer baie op. Ja. Hoorie, dit was seker 'n ongelooflike gevoel gewees toe julle SA's gewen het. Thomas, vertel ons 'n bietjie van daai oomblik. Dit was 'n baie interessante gevoel want ons het nou al die hele seisoen saamgewerk. Ons het al die tyd opgeoffer om saam te oefen, tegniek te kry, beurte te raak, dit verteenwoordig allerlei harde goeters. En daai dag toe was dit dat almal net vir daai trek eintlik daar was en dit vir ons in Oudtshoorn kom kyk en dat dit so stil was, maar ook dit vir ons op die tou stil gevoel want ons almal was op ons eie plek, ons almal het gefokus. Maar die hoeveelheid mense wat vir ons geskree het, wat vir die ander span geskree het, was eintlik chaos, maar ons kon nie eens agterkom nie. Maar toe ons daai laaste trek gevat het, toe ons gewen het, toe voel dit ongelooflik.
Mornay, hoe berei mens voor vir die wêreldkampioenskappe? Wat is weet jy klaar teen wie jy gaan meeding? Het jy verskillike tegnieke of strategieë afhangende van hoe die ander spanne sal wees? Hoe berei mens voor vir so iets? Ja, definitief. Daar's klomp verskeie spanne in verskillende lande. So elke land moet 'n mens 'n ander tegniek gebruik. Moet langer vashou teen 'n span wat byvoorbeeld aanval soos Chinese Taipei en dan die ander spanne soos Switserland wat baie hang, dan moet 'n mens nou vinniger afslaan en hulle druk in die probleme. Hoorie, ek wil nou graag weet, nê, as jy nou die tou vashou, is jou sterker hand voor of is jou sterker hand agter? Is daar altyd 'n spesifieke manier wat jy hom vashou of wissel dit? Sê nou maar ek is regs, is my regterhand dan voor of kan jy nie dit bepalend sê nie? Hey vraag. Hæ? Ja, dan dis eintlik jou linkerhand wat voor is. Dis om die jouself steun sodat jy nie val op die tou nie. Jou regterhand is agter jou linkerhand om jou te beheer so sal optrek as jy besig om te val of net om te hang. Nou, kom ons praat gou dan ook oor die verskillende posisies. Spesialiseer jy in 'n sekere posisie, 'n nommer, sal ek dit nou maar noem, of hoe werk dit of moet jy so al versatile wees en enige plek die tou kan vat? Jy kan dit is 'n bepalende faktor. Gewoonlik as jy langer is as jy voor om meer te kan pivot op die tou en die korter manne bietjie meer agter. Maar dis nie dat jy spesifiek plek het nie, dit is waar jy jou beste trek op die tou. En vertel vir ons bietjie, julle is nou 9 as ek nou reg tel, wat nou hierso is. Is julle die volle span of is dit reserves ingesluit? En wie van julle wat nou daar staan, staan gewoonlik voor en wie staan gewoonlik agter? Vertel vir ons bietjie posisies. Die mense wat voor staan is Kobus, dis nou ons nommer 1 en Thomas ons nommer 2 en ek 3 Jan en ons nommer 4 is Janko en ons 5 is William en 6 ons nommer 4 is William, nommer 5 is François, nommer 6 is ons nommer 5 is Janko en nommer 6 is François en ons nommer 7 is Jaco en nommer 8 is Brendan en ons reserve is Lucas. So dis 8 spanlede en 'n reserve. Ja. Moet julle spesiale skoene aantrek vir hierdie? Hoe werk dit? Ja, so toutrek het ons trek waar sommige mense mos met tokse speel en of kaalvoet of met tekkies en goeders het ons maar die toutrek boots. So dit is gewoonlik rollerblades of ijskaats boots. Die bekendste is maar CCM's wat ijskaats is en dan Curves wat rollerblades is. En dan Roses en Zandstra's wat ook ijskaats en rollerblade boots is wat hulle net die sool verander en dan 'n toutrek sool opsit wat 'n ysterplaat aan die agterkant het by jou haak en dan gewoonlik plastiek aan die voorkant, maar sommiges het hou aan die voorkant. Maar dit is maar hoe die boot is. So ja, is maar eintlik maar rollerblade of tout of 'n ijskaats. Manne, baie geluk met julle wen teen Oakdale. Baie sterkte vir die wêreldkampioenskap in September en dankie dat julle volgens met ons gesels het. Dankie. Dit is dan Wian, Thomas en Mornay en die hele span daar agter. Hulle bly skakel of kombuis net hierna.